Here, ons raak die pad maar byster en ons doen maar dinge wat ons nie moet doen nie, maar U is net altyd daar en U is altyd dieselfde. U verander nie, dis ons wat verander. Here, help ons net dat ons sal bly vashou aan U. U sal bly vashou aan U beloftes. Die lof en die ere kom U toe en ons eer U Vader. Amen. U kan nie se plekke neem, die tieners byt nog net bietjie vas. Ek wil net eers vir julle iets vertel en dan kan julle uitgaan. Dankie vir Annika en die span. Ek het vanoggend snaaks genoeg toe ek in die stort was en gestort het, toe daar nogal iets vir my opgekom. Een van die eerste begrafnisse wat ek gedoen het in my bediening, dit was in 1994. Het daar iets baie snaaks gebeur met die begrafnis. Dis 'n gesin in die kerk gewees wat daar in Brits was en baie betrokke was en hulle het die Here gedien en hulle dogter was op daai stadium 18 jaar oud. Net klaar gemaak met skool, sy was 'n matriek, ek kan nie eens onthou nie, maar sy het haar ouers gevra of sy die aand kan uitgaan met iemand. En die maandpa het vir haar gesê, jong, wie is die ouetjie? Ken ons hom nie, maar ek ken hom nie. Sê, jong, ons is nie gerus nie. En sy het gesê, maar ek voel net, ek wil ook net hierdie experience kry. En sy is toe saam met die ouetjie en ek dink dit was 11:00, 11:30 die aand, toe kry die maandpa oproep dat sy nie kerel was in 'n ongeluk en sy is op slag dood. Ek vertel hierdie storie omdat ons wil partykeer dinge beproef. Ons wil dit experience. Min wetende dat ons onder God se genade uitbeweeg en ons eie ding wil doen. Want ek kan onthou hoe hulle gesê het, selfs die dogter was nie oortuig sy moeder doen nie, maar sy wou dit net gaan experience. En ma en pa het hier in die hart gevoel, hierdie is nie reg nie, maar ons laat partykeer ons kinders gedoen wat nie reg is nie. Jy weet dis nie reg nie, maar dan laat jy dit maar begaan in die hoop dat alles oukei sal wees. Wie vat, moenie dat jou kinders onder God se genade uitbeweeg nie. Want die duiwel wil 'n gap kry om daai wat onder God se genade is beet te kry. Nou sê mense, ja, maar die duiwel kan die mense doodmaak nie, luister, hy kan. Beweeg onder God se genade uit en hy kan jou doodmaak. Want dis sy doel, dis sy plan, hy wil ons dood hê. So, bly onder God se genade, ek wil vir my tieners sê, bly net onder God se genade asseblief. Doen die regte dinge. Ja, ek wil nie al hierdie goed gaan experience nie, ek hoop nie so nie. Want hoekom wil jy? Ja, ek wil dit ook voel, hoekom? Want dit is nie reg nie. En ons moet ophou om, dit sal oukei wees. Luister, moenie onder God se genade uitbeweeg nie, asseblief. En dit geld maar vir elkeen van ons. Dankie tieners kan gaan, ek moes net hierdie storie vir julle vertel, want hy het vanoggend by my opgekom. Ek hoop nie ek het jou preek gevat nie, Marilyn. Ok. Nou broeder en suster, ek wil vanoggend oor ietsie praat. Ek het die afgelope paar weke 'n paar keer verwys na Josef. En ek het 'n paar keer verwys na een van pastoor Japie se gunsteling verse, daar in Genesis 50 vers 20. En ek wil vanoggend met u praat oor iets spesifieks en ek wil hê jy moet kyk. Dit gaan oor geestelike vasbyt. Die reis van Josef. Nou voor ek begin, nêrens in die Bybel staan daar dat ek en jy net 'n maklike lewe gaan hê nie. Nêrens staan daar dat jy nie probleme gaan hê nie. Luister, as jy nie probleme wil gehad het nie, hoekom jy gaan trou?
vat ek nou so 'n bietjie laag. Daar's 'n spreekwoord wat sê, en ek het dit nou glad nie op die skerm nie, maar luister gou na hierdie spreekwoord. Hy sê there can be no growth if there's no pain. Het julle gehoor wat ek nou sê? There can be no growth if there's no pain. Dit beteken dat groei kom ongelukkig deur pyn. Dink maar aan jou groeipyn. Ja, ek het op 'n stadium as tiener. Dit was bad, man. Ek het nie eens geoefen of ietsie, maar my bene is seer. En my lyf, dis die groeipyn. Ek dink nou as ou mense het ek weer groeipyn. Nou is miskien hierdie groeipyn. Want dit is seer. En om te groei, geestelik, is ook nie maklik nie. Want dit kos 'n prys, en daai prys is baie keer pyn en seer. En dit is nie lekker nie. Ek het gistermiddag 'n paar keer hier gehad, en ek was toe nog in die kantoor besig toe hulle gegaan het, en die pastoor wat hulle gaan trou was ook hier, en hy stap toe uit en hy vra vir Nikkie, maar waar's Johan? En toe moes Nikkie vir hom vertel, maar Johan is Saterdag 'n week terug begrawe. Daar kan nie groei kom as daar nie pyn is nie. So moenie dink jy gaan nie pyn hê geestelik nie, jy gaan. Nou die van julle wat nou laas Sondag in die kerk was, en na die diens uitgestap het hierso, sal weet, ons het 'n probleem gehad. Die plaveisel was onder water en dit was nie skoon water nie. Want sien al ons pype hierop het platgeval van die sewage. Okay. En daar moes toe nou dringend 'n besluit geneem word. Nou, ek praat oor, daar kan nie groei wees as daar nie pyn is nie. En ons het toe die ouens uitgekry en hulle het nou gekyk of hulle nie goed kan oopkry, die pype nie, en toe sê hulle vir ons, hulle kan nie deurkom nie, nêrens nie. Hulle het probeer. Toe neem ons vinnig die besluit, ek en pastoor Japie, dat dit moet maar gebeur, die pype moet vervang word van agter af, reg tot teen die pad. En dit het toe nou gebeur in die week. Maar julle weet natuurlik, dis ook nie goed waarvoor mens begroot nie, né? En R40.000 val nie net uit die lug uit nie. Maar wie wat God bly voorsien, en hy bly onderneem. En ons kon hierdie goed betaal, ja, ons moes 'n prys betaal ook, ek moes 'n klomp van my aktiwiteite kanselleer, en ons moes 2 begrafnisse hier hou met chaos hier buite, maar ons het gekoop. Wat probeer ek vir jou deur dit vertel? Partykeer gebeur sulke goed in jou lewe, en dan wil jy begin stres, en ag, wat moet 'n mens maak? Ja, dit was nie maklik vir my nie, want 'n paar keer, toe moes hierdie pastoor vir my sê, ag, dit gaan oukei wees, is amper klaar. Sê ek vir hom, ja, is maklik om vir jou te praat. Broeder en suster, het die goed gebeur, en dit is nie lekker nie. Maar sien dit as 'n geleentheid om te groei. Sien dit as 'n geleentheid om sterker te word. Om ook sterker te word in die Here. Niemand kan vir jou sê het gaan maklik wees nie. En niemand kan vir jou sê, ag man, dis oukei nie. Want niemand weet hoe jy dit ervaar en hoe jy deur dit gaan nie. Hou net vas aan die Here en sê, oukei, ek gaan groei, ek gaan deur hierdie dinge groei, en ek gaan vir die Here vra om vir my te help. So ons praat vanmôre oor geestelike vas by die reis van Josef. Ek lees vir die Genesis 50 vers 20. Want julle het wel kwaad teen my gedink. Josef is hier in die woord, en hy praat met sy broers, toe hy homself op daai stadium as onderkoning van Egipte bevind, en homself toe nou aan sy
broers openbaar wie hy eintlik is. Want julle het wel kwaad teen my bedink, maar God het dit ten goeie gedink om te doen soos dit vandag is, om 'n groot volk in die lewe te hou. Nou Josef se lewe illustreer absoluut daai twee goed, volharding en geloof. Ek het nie presies gaan kyk na die hoeveelheid jare nie, maar dit was nie net 'n jaar of 2 of 10 nie. Dit was 'n lang stryd wat hy moes stry. En kom ons kyk gou voor ek verder gaan, wat is die stryd wat hy gestry het? Van vroeg af het God deur drome met hom gepraat. Nou ek dink nie, hy het altyd reg opgetree aan die begin, as my broer of suster sulke goed kwyt geraak het teenoor my, so ek ook redelik kwaad gewees het. Toe sê hy vir hulle, ek het gedroom hoe julle kom buig voor my. Luister, as die Here vir jou daai goed openbaar, hou dit vir jouself, okay? Want ander mense gaan nie verstaan in elk geval nie. Maar okay, hy het nou hierdie goed geopenbaar, hulle haat hom, hy sy pa se favourite. Klink ook bekend, né? Daai favorites is gewoonlik die bedorre klein helsems, ek bedoel brokkies. En hy, dis soos sy broers, die 11 ander broers, het toe nog gesê, okay, kom ons maak 'n plan, en ons gaan van hom ontslaa raak. En eers het hulle hom in 'n put gegooi, in die hoop dat hy daar sal doodgaan, en toe kom die Here, en die Here is in hierdie saak, en dan kom mense verby, slawedrywers, en hulle het toe hom verkoop, en hy is uiteindelik verkoop aan Potifar, een van die Farao se hoofbeamptes, en later is hy in die tronk, onskuldig. Al hierdie goed onskuldig. En kyk wat het God uiteindelik gedoen. As jy gaan kyk na Josef se lewe, gaan kyk in die Bybel, het staan tog daar. God gebruik Josef om die hele wêreld vir 7 jaar van kos te voorsien, maar daar was hongersnood in die hele wêreld, sê die Bybel. 7 jaar. Daai tyd wat mense nie kos gehad het en daar was nie hoop nie, was daar hoop omdat God 'n plan gehad het 20, 30 jaar, 40 jaar voor dit. Met 'n jong man Josef. En kom ons gaan so 'n bietjie hierdie storie van hom volg en ons gaan kyk wat het gebeur en hoe hy opgetree het. Miskien moet ek die foon in my hand hou, né, dan hoef arme Konrad daar agter die links regs op af te gaan. Josef se lewe wys dat God se plan bly staan selfs in beproewing. So selfs as dit rof gaan met jou, weet net, God het 'n plan met jou lewe. Hy het. En God sê hy sal jou nie vergeet nie. Al voel dit so, hy is daar vir jou. Sy jou deurdraai, sy jou help. En ongelukkig, saam met drome kom daar ook trane. Weet, Robert Schuller het op 'n stadium gesê, dream your dreams, make them big and let them grow. Natuurlik in die Here, né? Dream your dreams, make them big and let them grow. Ek gesels nou die dag met iemand wat 'n nuwe besigheid begin het en hulle sê vir my, "O, dit gaan so swaar." Ek sê, "Luister gou hierso. 'n Besigheid gaan nie onmiddellik aan die gang kom. Dit vat tyd. En in daai tyd moet jy hard werk. In daai tyd moet jy ekstra slim wees en dinge doen om klandisie te kry, om 'n groter omset te kry. Dit kos werk, dit kos sweet, dit kos stryd. In jou geestelike lewe is dit presies dieselfde. Ek het al hoeveel keer in my bediening ouens gehad, dan het hulle nou as pastoor klaargemaak, dan kom sien hulle my, dan sê hulle, "Ek wil ook nou vir die Here werk." Ek sê, "Okay, wat wil jy doen?" "Nee, ek wil preek." Dan sê ek vir hom, "Daar's die deur."
Ek sê wat om te preek is so 'n stukkie. As jy vir die Here wil werk, kos dit harde werk. En ja, dis kniewerk ook, maar is fisiese werk ook. Gisterand na 10, luister gou, na 10 kry ek 'n oproep. Pastoor, is jy nog wakker? Ek sê, natuurlik is ek nog wakker. Ek sou nie die foon geantwoord het so nugter soos nou nie. Hy sê, ons het vandag 'n uitreik gehad en ons het verskriklik baie hotdogbuns oor. Wil jy dit hê? Ek sê ja. Hy sê, kan ons dit gou vir jou bring? Ek bedoel, dit is laat 10 in die aand. Ja, is reg, ek wag vir jou. Gou gehelp, het alles oorgelaai in die kar. Weet jy wat, dis waaroor dit gaan om vir die Here te werk. Om beskikbaar te wees. Ek dink alleen hulle luister nou uit die Weskaap uit, maar luister gou hier. Ek het maandag 'n begrafnis gehad en ek het die vroutjie begrawe hier, die familie was hier. Maar die broer en skoonsussie was nie hier nie, want die broer is Sondagoggend oorlede. En hulle het my in die week gevra, pastoor, asseblief, wil jy nie vir ons kom begrawe nie? Hulle was hier in die gemeente vir 'n lang ruk. Nou julle moet verstaan, dis in die Weskaap. En dit kos opoffering. Ek het gister by die bid hier daarvan gepraat. En ek het onmiddellik gesê ja, want weet jy wat, ek het 'n pastorhart, ek wil mense help. Soos die Here wil hê ek hulle moet help. So ek vlieg donderdag Weskaap toe, doen die begrafnis Vrydag. Vrydag aand kom ek terug, want Saterdag is my pa se 90ste verjaardag partytjie. Dis lekker. Luister, ek moet vlieg, dis 2 en 'n kwartier. Dan moet ek 2 uur op die pad spandeer. Begrafnis gaan hou, weer 2 ure plus, terug lughawe toe terugvlieg. Partykeer verwag God van jou om op te offer. Om my ekstra myl te loop. Is vir my die grootste voorreg om vir ons te begrawe. Ek was baie lief vir daai boetie, klompie jare terug moes hy dood gewees het en God rig vir hom op in die hospitaal, in ICU en help hom en het 'n klomp jaar by sy lewe gevoeg. Maar die Here het hom ook nou kom haal. Saam met sy sussie, sommer binne 'n week of so. Hartseer, né? Maar sien, ek en jy moet opoffer. Ons moet bereid wees om te werk. Kan ek vir julle iets sê? Ek kan vir my span enigiets vra hier by die kerk om my mee te help. Sonder dat ek skuldig voel. Want weet julle, al die goed wat hulle hier doen, het ek aan die begin van hierdie gemeente self gedoen. Ek het begrafnisse hier gehou waar ek moes kuiter. Tafels, tafeldoeke. Ek moes korrelgoed was, ek het nie opgehad. Dis in die beginjare. Ek moes toilette skrap. Hierso ek het dit gedoen. Hoeveel keer het ek hierdie kerk gewas, vloere? Dis hoekom ek nie enigstens skaam is nie, want ek weet ek is ook bereid om dit te doen. Maar baie ons is so gemaklik, ek maak nie my hande vuil nie. Of ek maak nie my hande nat om koppies te was nie. Dit het lank vir pastoor Konrad gevat, maar hy het dit vinnig geleer, né? Hoor julle, dit kos stryd partykeer, man, en dit is nie maklik nie. En om die Here te dien, is nie maanskyn en rose nie. Dit is nie, dis 'n stryd partykeer. Vanoggend toe vra sussie vir my, pastoor, is jy okay? Ek sê, ag, weet jy wat, my moeg is net moeg. Maar ons gaan aan en ons doen dit, hoekom? Ons doen dit vir die Here, en dit is nie maklik nie, daar's 'n stryd wat ons moet stry. Jy sien, volharding bring ook geestelike groei. As ek en jy volhard, gaan ons groei. Weet julle hoeveel kinders van die Here groei glad nie? Want hulle wil net die lekker dinge ervaar. En om die Here te dien, is nie net lekker goed nie.
Luister, as my foon lui, is dit nie as iemand my bel om te sê, dit gaan so goed met hulle en alles is honkie-dorie nie. As my foon lui, weet ek, was altyd iets. Dis om vir die Here te werk. Dis ongelukkig so. En maklik is dit nie. Daai Genesis 50 vers 20 wil ek net weer lees. Want die sleutelteks oor daai volharding bring geestelike groei, kom daarin voor. Want julle het wel kwaad teen my gedink, maar God het dit ten goeie gedink om te doen soos dit vandag is, om 'n groot volk in die lewe te hou. So God het 'n volk en volke en die wêreld deur Josef se swaar kry gered. Nou kom ons kyk gou na Josef se droom. Julle kan dit gaan lees aan Genesis 37 vers 5 tot 11. Ek gaan nou nie veel meer daaroor praat nie. God gee vir Josef 'n droom en 'n roeping. En onmiddellik die ander mense verstaan dit nie. Sy broers, selfs sy pa het dit nie verstaan nie. En sy broers het dit verwerp. Inteendeel so verwerp dat hulle toe nou planne begin beraam het teen hom. Want hulle verwerp hom. Hulle verwerp hulle eie broer. Hulle wil hulle eie broer dood hê. Nou wat is die toepassing vir my en jou? Hou vas aan God se droom, selfs al verstaan ander dit nie. Hoor julle? God praat baie keer met jou en hy sê, hier is die droom. Sê, my vrou gaan nie hierheen verstaan nie. My man gaan nie hierheen verstaan nie. My familie en my vriende gaan nie hierheen verstaan nie. Die pastoor gaan hierheen nie verstaan nie. Luister, werk jy nie deur dit en sê, ek gaan doen wat God sê. Want my roeping en my werk van God is nie afhanklik van ander mense en dis afhanklik van God. Jou werk wat jy vir God doen is nie afhanklik van ander mense nie. Dis afhanklik van God. Ek wil julle gou iets anders vertel. En ek wil hê julle moet fyn luister na hierdie. As God met jou praat, dink jy die duiwel wil hê jy moet dit doen? Nee. So wat gaan hy probeer doen? Hy gaan probeer om jou droom weg te ruk van jou af, dat jou droom nie realiseer nie, dat jy dit nie kan doen nie. Maar is wanneer jy opstaan en begin werk vir God en doen wat hy sê elke tree van die weg. Dis wat God wil hê. So hou vas aan God se droom, selfs al verstaan die ander dit nie. Maar nou hierby wil ek ook iets sê. Dat so baie ouens by my gekom en vir my gesê, pastoor, die Here het met my gepraat. Sê, okay. En wat het die Here vir jou gesê? Die Here het gesê, ons moet, toe sê ek, stop! Die Here het dit nie vir my gesê nie. Die Here het dit vir jou gesê, so ek wonder hoekom hy dit vir jou gesê. Dink jy nie dis omdat hy wil hê jy moet dit doen nie? Eina. Weet jy, baie predikante moet hulle doodwerk aan ander ouens se visies. Omdat die Here met ander ouens gepraat het. Luister, as God met jou praat, doen dit. Want as hy wou gehad het, ek moes dit doen, dink jy nie God sal met my kom praat het nie? Doen jy wat die Here vir jou sê. Onthou, jy toets dit altyd aan die woord, né? Die Here het gesê ek moet my vrou uithaal. Nee, hy het nie. Die Here het gesê ek moet my vrou doodput. Nee, hy het nie. Want dit is ongelukkig die probleem. Die vyand kom met sulke, God sê, luister, toets dit aan die woord. Kyk. En dan weet jy wat om te doen. Tweedens,
So as ons nou eers as ons kyk na Josef se droom, tweedens kyk ons na die verwerping en die lyding waardeur hy gegaan het. Nou sodra God met jou begin praat, gaan daar verwerping en lyding daarmee saam. Die duiwel sal daarvoor sorg en hy gebruik die mense en soos ek julle al mooi geleer het, wie's die ouens wat jou die seerste kan maak? Die ouens wat die naaste aan jou is. En die duiwel gebruik hulle gewoonlik, want 'n vreemdeling kan my nie so seer maak as iemand wat naby aan my is nie. Nee. Kyk. En wat gebeur? Josef word verkoop deur sy broers as 'n slaaf. Dit is 'n verskriklike daad. Julle, dit is verskriklik. Ek kan onthou toe ek in die huis was, ek wou ook baie keer my broer en susters verkoop het, maar ek het nooit nie. Maar kan julle hoor? Daar's verwerping, daar's lyding wat hiermee saamgaan. En hy word 'n slaaf in Egipte. Vir baie jare in Potifar se huis. Maar elke keer waar Josef kom, is die seën van die Here. Al kry hy swaar. Al is hy in moeilike omstandighede. Hierdie omstandighede waarin ek is so erg. Luister, God se jou deurdram, hou jy dan vas aan hom. Genesis 39 vers 2, gaan lees dit. En die Here was met Josef. God was saam met hom. Waar hy gegaan het, was God daar. Nou wat is die toepassing? Hoor hoe mooi is dit, God is teenwoordig selfs in jou Egipte. Selfs daar waar jy swaar kry, is God daar. Josef word verkoop deur sy broers, hy word hy slaaf, maar God is heeltyd by hom. En onthou, God is by jou in jou swaar kry. Hy's daar. Josef doen reg, maar word vals beskuldig en hy beland in die tronk, want sien in Potifar se huis word hy dadelik die hoof van die slawe. Hy styg uit, want God seën hom. En wie gebruik die duiwel? Die baas se vrou. En Josef beland onskuldig in die tronk, want hy sê vir die vrou, nee, dit wat jy nou doen is verkeerd. Ek gaan nie saam met jou slaap nie. En die vrou beraam 'n plan om van hom ontslae te raak en Josef is in die tronk. En julle as julle dink die tronkomstandighede vandag was erg, kom ek sê vir julle, daai tyd was dit nog erger. Daar was nie beddens nie, daar was nie krag nie, daar was nie water nie. En meerderheid van die tyd was dit in kelders of in 'n grot onder die grond of whatever wat die tronke was, so daar was ook nie lig nie. Geen higiëne nie. Jy kry omtrent nooit kos nie. Verskriklike omstandighede en gewonder, mense raak so opstandig as hulle in sulke omstandighede is nie. Maar God het 'n plan, God het 'n doel. Nou sien hierdie toetsing in Potifar se huis. Josef doen reg, hy word vals beskuldig, hy beland in die tronk. Genesis 39 vers 21, kyk hy vers. Die Here was met Josef en het hom barmhartigheid bewys. Selfs in die tronk styg Josef uit. Hy is die hoof, as ek die Afrikaanse plat woord mag gebruik, van die tronkvoëls. God vorm ons karakter in swaar kry. Onthou wat ek gesê het aan die begin? En dis 'n Bybelse beginsel ook. Daar kan nie groei wees as daar nie pyn is nie. Dis deel van ons lewe hier. En dan sien ons vierdens, daar gebeur iets met Josef. Josef word verhoog. Skielik van tronk na paleis in een dag. Julle luister gou hier. Hy's in die tronk. Kom ons gebruik maar weer die platwoord. Hy is 'n tronkvol. Al was hy onskuldig.
Dis 'n tronkvoël. Ek het eintlik gesmaal toe ek daaroor dink, want ek het baie lank as bewaarder in die tronk gewerk terwyl ek geswat het, ek dink vir 3 jaar en 3,5 jaar. En in daai tyd, kom ek sê vir julle, die meerderheid ouens wat in die tronk is onskuldig, hoor. Volgens hulle. Dis nooit hulle skuld nie. My ma en pa was so. En my vriende het my onskuldig in 'n ding ingetrek. Wat die ouens nie verstaan nie, ek maak die keuse. Onthou jy daai storie wat ek aan die begin gesê het, ek het besluit om met hulle te meng, ek het besluit om te doen wat hulle sê, ek het besluit om deel te neem aan hulle dinge, dis 'n keuse wat ek maak. Maar Josef was regtig onskuldig. Hy was onskuldig. En God gebruik al hierdie jare van wag as voorbereiding vir hom. Wat vir my interessant is, luister gou hier, die skinker en die bakker van Farao is ook op 'n stadium in die tronk. En hulle het hierdie drome en Josef lê hierdie drome uit presies. En hy sê vir die skinker, jy gaan lewe, maar hy sê vir die bakker, jy gaan sterf. En dit het presies so gebeur. En hy sê, asseblief onthou net vir my, sê Josef vir hulle, as julle weer daar buite kom, en hulle vergeet. Die skinker het vergeet. En nog jare gaan verby. Dis nie fair nie. Hy lê hulle drome uit, en veral wat die skinker betref, weet hy kon regtig 'n plan gemaak het om namens Josef te praat by Farao. Maar hy doen dit nie, hy vergeet. Maar omdat God wou gehad het, hy moet vergeet. Want God wag vir die regte tyd, die regte tyd. God gebruik hierdie jare van wag as voorbereiding vir Josef. Romeine 5 vers 3 en 4, as ek hierdie verse lees, dan dink ek net aan pastoor Japie. Want hy is so mal oor hierdie verse. In Romeine 5 vers 3 en 4 gaan dit oor verdrukking bring lydsaamheid. Nou wat is die toepassing? Wag is voorbereiding, nie vermorsing. God se tyd is nie ons tyd nie. En ons tyd is nie God se tyd nie. Partykeer moet ons wag. God is besig met 'n voorbereidingswerk. Ons kyk nommer 5. Wat gebeur met Josef? Daar's vergifnis en versoening. Genesis 45 en 50. En hy verskyn toe nou voor Farao, want skielik onthou die skinker toe Farao die drome het, en niemand kon dit uitlê nie. Maar wag, daar's 'n man in die tronk. Josef in die tronk, en Farao sê, laat haal daai ou. Laat haal hy tronk voor, laat hy hier kom. En hy vertel die droom vir Farao, en Josef lê daai droom uit presies. Wat gebeur met Josef onmiddellik? Hy word verhef as tronkvoël tot onderkoning van Egipte, net onder Farao. Die tweede magtigste man in daai tyd in die wêreld. Luister, hy kom nou uit die tronk uit. En binne 'n dag word hy onderkoning van Egipte. Vertel vir my, wonderwerke gebeur nie? As jy manier nie, dit gebeur. God doen 'n wonderwerk. En Josef kies in hierdie tyd om eerder te vergeef en vergifnis te openbaar as om bitterheid te hê. Want in Genesis 50 vers 20 staan daar, God het dit ten goeie gedink. Nou om 'n lang storie kort te maak, sy broers beland uiteindelik daar en hy erken hulle, maar hy het nie vir hulle gesê wie hy is die eerste keer nie.
Toe hulle die tweede keer terugkom en hulle moes Benjamin bring en toe het hy Benjamin gevreem want hy wou kyk wat gebeur. Toe openbaar hy homself aan sy broers en sy broers se eerste reaksie is: dis verby met ons. Nou gaan Josef raak neem vir wat ons al die jare terug aan hom gedoen het. Ons wil hom dood hê, nou gaan hy ons doodmaak. Maar Josef sê nee. Dit was God se plan. Hy sê nee. God het 'n plan gehad met my. God het dit ten goeie gedink. Nou wat is die toepassing vir ons? Ware geloof sien God se hand beweeg, selfs in onreg. Luister, die mense gaan jou sleg behandel. En mense gaan jou sleg sê. Ek is al aan my bediening weggevloek by huise. Ek is in my bediening al opgeskiet, omdat ek die waarheid gepraat het. Dit was daar in Brits. Nee, en ek het my broek nat gemaak, ek het God vertrou. Mense wil my al geslaan het. Gelukkig nog niemand kon dit reg kry nie. Nie omdat ek sterk is, omdat my God sterk is. En sien, dit gaan daaroor dat ek en jy sal sê, okay, ek gaan my geloof in God stel, en God se hand sal beweeg in hierdie onreg. As mense onreg aan jou gedoen het, gee dit vir God, en hy gaan voorsien, en hy gaan onderneem. Nou ek raak vanoggend baie prakties, ek wil dit deurtrek na jou en my. Wat is die les om te leer? Nommer 1, God is soewerein, hy gebruik selfs lyding vir sy doel. Swaar kry vir sy doel, seer kry vir sy doel. Volharding is die bewys van hierdie ware geloof. Weet jy, dis 'n ding wat ek nie kan verstaan nie. As ouens swaar kry en lyding het, weet jy hoe vinnig hardloop hulle na God toe? En na ruk as dit goed begin gaan, weet jy waar, dan hardloop hulle weg van God af. As ek vir julle sê, ek het honderde sulke voorbeelde, oordryf ek nie. Ek wil julle weer hierdie getuienis vertel, wat 'n pastoor eendag vertel het. Hy het 'n besigheidsman in sy gemeente gehad, met wie dit baie swaar gegaan het. Ek gaan die verhaaltjie van hom vertel. Die man kom na die pastoor en sê, asseblief help, en die pastoor sê, kom, ons vertrou God vir jou besigheid, want sy besigheid is besig om te sink. Maar hierdie man is by elke biduur, hierdie man is by elke diens, hy's by die, as daar voorbring is, hy's daar, hy's net oral. En die Here begin hierdie man optel en sy besigheid optel, en die Here begin hom seën. Maar er gebeur toe nou iets, hy werk toe nou sulke lang ure, dat hy kon nie meer by die kerk uitkom, by die aktiwiteite uitkom, by die Here uitkom nie. En die pastoor bel hom eendag en sê vir hom, my broer, ek het jou baie lank klas gesien. Hy sê, o, die Here seën my so ryklik. Hy sê, ek werk nou al 18 ure 'n dag, 7 dae 'n week. Ek het soveel werk, ek weet nie wat ek daarmee gaan doen nie. En die pastoor sê vir hom, nou, my broer, kom ons bid, dat die Here bietjie van jou wegvat. O, let jy dit nie! Ouch. Here, seën my asseblief. Maar sodra die Here van my seën, dan kies ek hasepad weg van hom. Want die wêreld se begeerlikhede is mos belangriker as God vir baie mense. Kan nie so werk nie. Dis nie wat God wil hê nie. Ek en jy moet volhard, en dis die bewys van ware geloof. En dan wys hy in hierdie gedeelte dat in die karakter groei. Hierdie karakter groei in swaar kry. As jy wil sien wie jou ware vriende is en wie regtig vir jou omgee, gaan net deur 'n moeilike tyd.
Ek het nou die dag weer 'n man gehad. Die Here het hom verlos van drank. En hy sê vir my, pastoor, met die drank is al my pelle al gone. Maar nou dat daar nie meer drank is daar nie meer pelle nie. Luister, dit was nie regtig pelle nie. 'n Pel is 'n ou wat daar is as jy swaar kry, dis eruit gaan. Dis die ou wat 'n ware vriend is, nie die drinkpel wat net daar is wanneer daar iets te drinke is nie, of iets te ete is nie. En dis waar die probleem lê. Hoe ek het so 'n groot vriendekring. Luister, gaan net so 'n bietjie deur swaar en kyk hoeveel van daai vriendekring is regtig jou vriende. Kom ek vra vir jou, 'n ware vriend sal jy om 3 uur in die môre kan bel? Hou ja. En hy sal daar vir jou wees. Hy sal daar wees. Maar as jy ou wat nie jou vriend is, wat nie daar sal wees nie. En vergifnis openbaar geestelike volwassenheid. Ek wil weer gaan, ek het op 'n stadium daaroor gepraat, ek het baie sessies op hierdie stadium, maar ek het probeer oordra. Op die einde van die dag gaan vergifnis nie oor die ander ou wat iets in jou gedoen het nie, dit gaan oor jouself. Hoekom? Want as jy nie kan vergewe nie, kan God jou nie vergewe nie. Die Onse Vader, Here, vergeef ons skulde soos ons skuldenaars vergewe. Ek weet of ek het al genoem het, ek het op 'n stadium 'n vrou by my gehad. Haar oupa het verskriklike goed aan haar gedoen, maar ek dink dit was 35 jaar terug. Sy loop vir 35 jaar met onvergewensgesindheid. Oupa is al 20, 30 jaar dood. Maar sy haat hom nog soos pes. Dan sê ek, hey, dis hoekom jy gaan wat jy gaan. Jy het onvergewensgesindheid. God kan jou nie vryspreek nie, omdat jy nie vryspreek nie. Jy spreek dit nie aan 'n ou vry om te sê, dit was oukei wat hy gedoen het nie. Nee, dit was nie oukei wat hy gedoen het nie. Maar ek wil vergewe, sodat God my vir my goed kan vergewe. Dis waaroor vergifnis gaan. Kom ons kyk na die praktiese toepassing. Hou vas aan God se droom vir jou. Hy gee vir jou 'n droom. Ek wil weer Robert Schuller se woorde aanhaal. Dream your dreams, make them big and let them grow. Wees getrou in die klein dingetjies. En jy weet, hierdie bediening is dit 'n groot ding. Ouens wil net altyd die groot en belangrike en die lekker goed doen. Maar die harde werk hieronder, die ouens wil dit nie doen nie. Ek gesels nou die dag met 'n pastoor. Hy sê, ja, dit gaan so rof in sy gemeente. Ek sê, vertel vir my, wat doen julle in die gemeente? Hy sê, nee, ons het net 'n oggenddiens. Ek sê, die res van die week, nee, niks nie. Ek sê, geen aktiwiteit nie, nee, net 'n oggenddiens. Ek sê, en wat doen jy in die gemeenskap? Nee, niks nie. Met ander woorde, jy tree nie proaktief op nie. Nee. En sê vir my, wat doen jy in die week? Nee, ek berei voor my preek vir Sondag en ek bid baie. Ek sê vir wie wat, jy moet begin opstaan, begin werk. Ek sê, dis wat jy moet doen. Jy was daar ook kwaad vir my. Want hy het nog gedag, ek gaan nou geestelik raak en sê, kom, ons gaan die Here vertrou, dat hy vir jou mense gaan stuur. Gaan haal die mense, man! Dis wat God wil hê. Jo, ons verstaan nie hierdie goed nie. En laat los die bitterheid. Ek wil niks met die kerk te doen en nou praat ek spesifiek met julle wat nou kyk wat nie meer kerk toe gaan nie. Want daai pastoor het dit gedoen en daai pastoor het dit gedoen. Ja, hulle is al 30 jaar dood, maar that's beside the point. Luister, dit is die point.
Ek en jy moet God begin vertrou. Hierdie bitterheid moet uit my lewe uit. Ek moet vir God sê, nee. Ek soek nie meer hierdie bitterheid in my lewe nie. Ek wil doen wat God sê. Vertrou God se tyd en volhard deur geloof. Vertrou sy tyd is die regte tyd. Skus oom Jan, ek moet nou oom Jan as voorbeeld gebruik. Julle oom Jan kan baie mou. Maar dan mou hy, my oë is nie meer so goed nie, en my gedagtes is nie altyd reg nie, en hy soek elke keer net verskoning om nie sy werk te doen nie. En dan sê die pastoor, ek luister, en dan sê ek, oom Jan, jy is nog hier met 'n doel en 'n plan, doen jou werk. Was ek reg, oom Jan? Dis wat ek doen. Jy sien? Het gaan nie oor hoe oud jy is nie. Terwyl jy nog iets kan doen, doen dit. Jy doen dit nie vir mense nie, doen dit vir die Here. Galasiërs 6 vers 9, op die regte tyd sal ons maai. En is interessant, die ouens lees hier daai tweede gedeelte nie. Op die regte tyd sal ons maai wat ons gesaai het, as ons nie verslap nie. Met ander woorde, as ek aanhou en aanhou en aanhou en aanhou. En dis wat ek en jy moet doen. Ek wil afsluit. Geestelike vasbyt beteken aktiewe vertroue in 'n getroue God. Wat mense teen jou gedoen het, kan God gebruik vir jou bevordering. Wie wat, laat God daai seer gebruik, dat dit iets goeds kan word vir hom. Want Romeine 8 vers 28 sê, alles werk ten goeie mee, die slegte goed ook. Nie net die goeie goed nie, die slegte goed ook. Vir die wat God lief het. As ek nie verslap nie volgens Galasiërs, sal ek op die regte tyd maai. Maar dan gaan dit ook oor wat hierdie gedeelte sê. As ek en jy die slegte vir God ook gee, dat hy dit kan gebruik, sodat God ook deur my kan werk met daai seer. Ek en jy moet geestelik vasbyt, soos die reis van Josef. En dis die boodskap wat ek vir u wil bring vanmôre. Broeder en suster, dis nie lekker om deur hierdie slegte goed te gaan nie. Weet julle wat, ek het vanoggend toe ek daar sit en ek kyk so, daar's 'n journey wat ek met baie van julle stap, wat baie seer ook behels het. Baie seer. Dan sê maar, hoekom het die Here my nog nie kom haal nie? Want hy het toch 'n plan en 'n doel vir jou. Kom die Here my kleinkind gevat, my man gevat, my vrou gevat, my kinders gevat. Luister, want die doel vir hulle was klaar, maar joune is nog daar. Kom net dat God jou kan gebruik, dat God jou kan optel, dat God in en deur jou kan werk. En vergeet so 'n bietjie van jou eie pyn en seer en lyding en al die goed wat deur jy gaan en sê, dit gaan reg uitwerk. Want die woord sê, as ek God lief het, werk alles reg uit. En vertrou hom. Vertrou hom vir daai deurbraak. Vertrou hom vir daai wonderwerk. Vertrou hom vir daardie voorsiening in jou lewe. Kom ons buig die hoofde. Here, ons het baie seer. Ons almal wat hier sit het maar seer waarmee ons rondloop. Mense het dinge teenoor ons gedoen en gesê. En dankie dat jy help, dankie dat jy onderneem. Dankie dat jy voorsien. Jesus, dit is wonderlik om vir u beskikbaar te wees. Here, dit is so wonderlik vir my, as u vir my sê, gaan Weskaap toe, dan gaan ek. Here, as u vir my sê, doen hierdie ding, dan doen ek dit. Want Here, ek doen dit vir u, ek doen dit nie vir mense nie, dit gaan oor u nommer 1. Ek wil gehoorsaam wees aan die stem. En Here, ons moet wegkom van die vrees. I'm no longer a slave of fear. I'm a child of God. En ek vertrou God vir deurbraak in my lewe.
Net soos Josef, verstaan nie al die jare van swaar kry nie, maar Here, laat ons net weer 'n perspektief kry. Dis wat U wil hê, dis wat U wil hê ons moet doen. Ek bring U die lof en die eer. U is 'n goeie God. Dankie dat U getrou is. Dankie dat U ons deurdra, dat U ons help. O, U is die wonderlike God, Jesus. Dankie, dankie, dankie dat U daar is vir ons en dat U ons nooit los nie. U woord sê U sal ons nooit begewe en nooit verlaat nie. Dankie, Jesus. Ag weet jy, ek het alweer gesê, ek gaan nie vandag 'n uitnodiging maak nie, maar God het gesê, hy, wie is jy? Dis mense wat gebed nodig het. So my boeties en sissies wat swaar kry op hierdie stadium, hulle sukkel om geestelik te cope en emosioneel te cope met al hierdie stryd wat deur hulle gaan. Ons wil saam met jou bid vanmôre, soos jy wil hê dat ons saam met jou moet bid, kom net. Jy gaan in die geloof kom en sê ek vertrou God vir 'n deurbraak in my lewe. Kom staan jy hier voor en sê, Here, hier's ek. U gaan vir my help, U gaan vir my deurdra, U gaan vir my voorsien en U gaan dit doen op wonderlike wyse in Jesus naam. Dankie Jesus. So jy vertrou die Here vanmôre. Jy sê, Here, hier's ek met my stryd, ek gee dit vanoggend vir U en U gaan vir my help. En God gaan vir jou deurdra, my broeder en suster, op wonderlike wyse. Dankie Jesus. Dankie dat U getrou is. En dat ons kan weer as niemand sien nie, Jesus. Dankie Annika. Dankie Jesus. Here, ek salf my sussie. To Jesus, I surrender. All to Him I freely give. I would ever love and trust Him. Dankie dat U so wonderlik voorsien, Hemelvader. So wonderlik onderneem.
Dankie, dankie, dankie Jesus. I've got nothing new. How could I explain Dankie Jesus. my gratitude? Dankie Jesus. I could sing these songs Dankie Jesus. Dankie vir die as I voorsienigheid. often do. Every song must say, Jesus. and you never do. So I throw up my hands, praise you again and again. 'Cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, I've nothing else fit for a king, except for a heart singing hallelujah, hallelujah. I've got one response. I've got just one move. With my arms stretched wide, I will worship you. Come on, start and sing song. So I'll throw up my hands, praise you again and again. 'Cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, I've nothing else fit for a king, except for a heart singing hallelujah, hallelujah. So I throw up my hands and praise you again and again. 'Cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. I know it's not much, I've nothing else fit for a king, except for a heart singing hallelujah, hallelujah. Ons kom nou en aanbid U. Ons kom nou en aanbid U. Ons kom nou en aanbid U. Christus, want U alleen is waardig, want U alleen is waardig.
Here, ons bring aan U die Here. Ons bring aan U die Here. Ons bring aan U die want U alleen is waardig, want U alleen is waardig, want U alleen. Jesus, dankie. Dankie vir wat U op hierdie oomblik vir Moses doen. Almal sal sien hoe groot is ons God. Prys die naam van die Here. Kom ons neem ons plekke. Dankie broeder en suster. Dankie dat u vanoggend hier was. Die Here seën so ryklik. Ek wil net en asseblief moenie afgaan die Facebook ouens ook nie. Ons gaan die volgende paar maande nog op 'n paar goed konsentreer. Onthou ons begin volgende jaar met 'n nuwe kursus met die Bible College en ons wil regtig aan ons oplei om vir die Here te werk ook. En vir die Here 'n verskil te maak waar hulle ook al gaan kom. So as die Here met jou praat asseblief, jy weet jy kan met Pieter kom praat, Pastoor Japie kom praat. Dit gaan regtig iets besonders wees. Dis goed wat ons self ontwikkel het deur al die jare van praktiese ervaring. So ons wil meer prakties georiënteerd wees. Jy weet, die ouens is so gestel op teorie dat hulle vergeet van om die teorie en praktyk oor te sit. So ons wil prakties die Bible College maak en dit gaan baie besonders wees. Dan die tweede ding is, dis iets wat eintlik al lank op my hart is en gister het Annika ook so iets vir my genoem en ek weet dis ook iets wat op haar hart is. Ons vrouebediening het nou redelik aan die gang gekom, maar nou binne die volgende paar maande sal ek graag wil hê dat daar 'n mannebediening ook moet gaan begin. Jy weet, ons nou nie reg dat die vroue al die lekker kry en ons doen niks nie en ons moet die kinders oppas nie. So ons werk soontoe, ek weet nog nie die hoe en die waar en die wies nie, maar die Here sal op die regte tyd die regte ouens stuur en ek weet die dinge sal gebeur. So dis waarna toe ons vorentoe gaan. Dan ons gaan binnekort die moederskamer ook so bietjie oordoen en bietjie meer moeder en baba vriendelik maak. So weet die badkamers is ten minste nou reg. So vir die eerste keer werk ons agter se toilette oordentlik.
So dit, ek praat van seker 10 jaar het gewerk, maar nooit oordentlik gewerk en nou werk dit. So daar's 'n klomp goed wat gebeur, ons gaan nog alles regmaak buite, dit gaan tyd vat. Bid net vir ons dat die Here sal bly voorsien, bly onderneem. Pastoor Wiets en ek gaan ook binnekort die klank so 'n bietjie 'n facelift gee. Ons het ook 'n skenking daarvoor gekry, so ons gaan 'n paar goed doen. En dan wil ek net vra, ons gaan nou na Desember toe, ons wil graag weer, jy weet, goedjies vir mensies gee op Kersdag. So stuur op jou hart lê om ietsie te doen, asseblief, go for it. Ons wil regtig iets besonders doen vir ons mensies hierdie jaar. Daar weet ek ook nog nie wat nie, want ons het regtig nie finansies veral na dit wat nou gebeur het hier buite nie. Maar ek vertrou God dat hy gaan bly voorsien en bly onderneem en bly help op elke terrein. En ek weet is ook nou weer daai tyd van die jaar dat jou huis so bietjie skoongemaak moet word en goed uitgegooi moet word. Hier's verskriklik nood. Weet jy, ek sê vir die mense, jy dink partykeer dis 'n ou bed en ek het nou 'n nuwe een gekry of 'n beter een gekry. Weet jy, daar's soveel mense wat op die grond slaap, kinders, tieners wat op die grond slaap. En so daar's baie behoefte. En ek weet God gaan daar ook voorsien. En ons dink partykeer ons kan nie veel doen nie. En in die tussentyd is daar redelik baie wat elkeen van ons kan doen, maar ons kom dit nie agter nie. So God gaan voorsien, God gaan onderneem, God gaan help. Maar wie wat begin net aan die gang kom en begin 'n verskil vir hom maak. Ek is so dankbaar teenoor die Here. Ons ek weet nie wat Sharon presies doen nie, maar ons kerkspan groei hierso amper weekliks. Die sissies wat ons so help. Dit is awesome. So as jy net by die huis sit, kom doen iets vir die Here, man. Dit maak 'n verskil in jou lewe. En die Here is besig om hierdie wonderlike goed te doen. En ek sê net dankie Jesus. U's getrou. U gaan voorsien, u gaan help en u gaan dit doen op elke terrein. Maar begin jy en ek ook dan net die regte dinge doen. Jy weet wat die regte ding is, doen dit net. En dan begin God jou seën en vir jou onderneem in hierdie regte dinge. So baie voorspoed vir u. Ek het vanoggend iets in die bidkamer, ek wil nou so 'n bietjie met 'n glimlag afsluit. My kleinseun en ek het interessante goedjies by die huis wat ons doen, maar hy het nou so rukkie terug so 'n stapelbed gekry, jy weet, hy slaap nog in die lug. En ek het nou so 'n speletjie wat ek nog speel, want dan sê ek's nou lus om te gaan slaap, ek wil ook nou by die hemel wees en dan move ek, maar dan kom hy by my verby. En dan gaan klim hy op hy leer en hy hou vas, pappa. En dan sê ek vir my, hoekom mag oupa nie daar bo kom nie? Die oupa is te vet, oupa gaan my bed breek. So, ek weet is my dogter wat al daai goed vir hom leer. Die mond van die sygeling ek niks gedoen nie. Maar ag weet jy wat, dis net wonderlik om vir die Here te leef en die Here te dien. Dis wat ek vir u sê. En begin die Here vasgryp en stap saam met hom. Nou ek het môre 'n bietjie hulp gevra. Ek gaan môre 10 uur is ek weer by die Klein Rosie Kerk en vir die eerste keer gaan ons bietjie musiek maak daar. So ek gaan 'n gitaar vat en ek het 'n paar stemme gevra om my te kom help en dit gaan net awesome wees. En ek sien die laaste keer wat ek by die Rooi Rosie Kerk was, ons al oor die 2000 views. So ons gaan groot gaan. En dis wonderlik om by plekke te kom en die naam van die Here groot te maak en sy naam te loof en te prys. So mag die Here vir jou baie ryklik seën. Ons gaan opstaan, laaste koortjie sing en Pastoor Japie gaan vir ons afsluit. OK. En onthou julle is baie welkom na die tyd koppie tee, koffie en nou koekies saam met ons te nuttig hier agter. En oom Jan, ons gaan Woensdag weer die ou mensies lekker bederf, want ons moes nou ongelukkig afstel hierdie Woensdag as gevolg van geen toilette nie, maar ons sal die ding doen Woensdag. OK. So dankie Annika, laaste lied. O Heer my God, as ek in U bewonder en al die werke elke dag aanskou. Die son en maan, die aarde sterre wolke,
dan moet ek juig my redder en my God. Hoe groot is hoe groot is wanneer die hele skepping klinkt dit saam. Hoe heerlijk eer die grote naam. Ek sien die veld, die bosse, berge, vlaktes. Ek hoor hoe vleis vir grasse stroom en wind. Hoe die son verklein vergroot vir alles en die sorg dat ek vir my ken. Dan moet ek juig my redder en my God. Hoe groot is U, hoe groot is wanneer die hele skepping klinkt dit saam. Hoe heerlijk eer die grote naam. Dan moet ek juig my redder en my God. Hoe groot is U, hoe groot is wanneer die hele skepping klinkt dit saam. Hoe heerlijk eer die grote naam. Hoe heerlijk eer die grote Halleluja. Prys die Here. Awesome diens. Awesome diens. Kom ons sluit ons oë, sluit ons af. Here, baie dankie vir hierdie wonderlike diens wat ons kon beleef vanmôre. Dankie vir die woord wat ons kon hoor. Here, help vir ons om hierdie pad te stap saam met U. Ons nie sal moed opgee nie, Here. Ons sal volhard met hierdie wandel in Christus. Dankie vir die musiek, Here, wat ons kon maak en saam sing en U aanbid. Ons eer U daarvoor vanmôre. Vader, waar ons huis toe gaan, nou bid ek, Here, dat U die hand van beskerming oor ons sal hou. Die genade oor ons sal laat skyn, sodat ons weer by mekaar sal kom, soos U dit beskik. Dankie, Here, dat ons weet, ons is in U hande en niks kan ons uit U hand ruk nie. Ons eer U daarvoor, in Jesus naam. Amen. Baie seën vir almal, geniet die middag.